Hallo en welkom by vandag se podcast en soos julle kan sien gesels ek weer met my skoonpa Frans Anke. Welkom pa. Ons het laas bietjie gesels oor die Here se roeping op ons lewens en hoe elke een eintlik maar geroep is om uit te gaan. Maar vandag gesels ons oor bietjie van iets anders, maar eintlik dieselfde, wat eintlik in dieselfde ding op neerkom. Ons gesels vandag oor pa se nuwe boek wat pa onlangs 2 maande Maart, April, ja, daarom. Ja, so 'n paar maande terug gelons het. Maar ons gaan nou by die boek uitkom. Ek wil net gou dalk net vir die kykers bietjie van pa se agtergrond kom, want dis nie die eerste keer wat pa so iets doen nie. So pa se agtergrond oor die algemeen en dan se skryf agtergrond dan ook as mense dit so wil noem. Ja. Miskien moet ek daar begin. Ek het my loopbaan begin as 'n onderwyser en later het ek in die korporatiewe wêreld gegaan as 'n rekenmeester. Dit was my opleiding. En uiteindelik was ek finansiële bestuurder by korporatiewe organisasies soos aanvanklik by Krygkor en ook by 'n brouerygroep en toe nou vir 'n kort rukkie en toe nou later dan vir baie jare by Eskom hier in die Noord-Kaap die finansiële bestuurder gewees. En toe in Mei 1992, of kom ek sê so, ek was vir baie jare voor dit, selfs kort nadat ek klaar gestudeer het as 'n student, het ek geloofsekerheid gekry. So, ek het geen twyfel in my gemoed, I was on my way to heaven. Dit is so, ek het geweet, die Here se genade is vir my genoeg, ek het geweet, ek is gered, ek het geweet waar ek op pad is. Maar, dis eintlik as ek vandag terugdink, is dit eintlik op 'n manier amazing om te dink dat ek het daai sekerheid gehad. Maar as ek vandag terugkyk, dan weet ek het nie die vaagste benul gehad van wat is God se plan met sy mense in die wêreld nie. Wat is sy plan met die wêreld nie? So in daai tyd was dit dalk dan net vir pa, ek is gered en dis al wat belangrik is. Ja. Soos baie Christene eintlik ongelukkig. Ja, ek het iewers in die boek skryf ook oor die twee vlak Christenskap. Ja, so level 1 en level 2 tipe van ding. So ek was op level 1, I'm on my way to heaven. So dis goed genoeg, weet ten minste waar ek gaan eindig. Intussen hier kan ek maar aangaan soos altyd. Ja, dis al wat saak maak is die einde. Ja, natuurlik. So in Mei 92 het deur die Here se soewereine werking, ek het geen bydrae daartoe gelewer nie, het ek een oggend toe ek siek was, het ek hierdie belewenis gehad. Ons gaan nie daarop kan ingaan sekerlik nie. En die Here het in terme van my verstaan van hoekom ek hier is, het hy letterlik in sekere paar minute tyd totaal omgekeer vir altyd. Ons het op daai stadium 'n sanggroep gehad wat baie populêr was. Ons het landwyd opgetree en selfs in die buiteland later series gemaak. Johan Botha het musiek geskryf en ma en ek en Tannie Daleen Kriek was deel van die sanggroep Pro Christo. So ons het oral opgetree en ek dink baie mense het al dalk van Pro Christo gehoor, veral in die Kimberley, maar nie noodwendig geweet dat dit as 'n sanggroep begin het nie. So dit was die origins van Ja, so kom ons sê omtrent vir 5-6 maande was dit 'n sanggroep, net 'n sanggroep. En dis al. Net dit, ja. Miskien 'n bietjie iets van 'n getuienis gedeel by die optredes, maar primêr die liedere gesing wat Johan geskryf het en gemeentesang begelei. Ja, so 'n soort van praise and worship gehanteer, soos wat dit maar daai tyd was. En toe die belewenis wat ek gehad het in Mei 1992, en daar verkeer my hele lewe om en my verstaan van hoekom ek hier is en wat is God se plan met sy geloof, met sy mense, met die kerk ook natuurlik. En dit het nou wel al die verskille in my lewe gemaak tot vandag toe, en ek dink ook in my kinders se lewens en ek weet in baie miskien duisende ander mense se lewens in hierdie skakel ook daarna. Maar sorry, so die belewenis was nie net 'n belewenis van wat wil die Here met pa doen nie? Nee, glad hoegenaamd nie. Dit was wat wil die Here met sy mense doen? Miskien kan ek kort net sê, kyk in daai stadium of op daai stadium het ons by Eskom 'n baie sterk gedrewe visie gehad, 'n wonderlike visie. En die visie was om vir 3 miljoen huishoudings in Suid-Afrika oor 'n tydperk van 5 jaar elektrisiteit te gee. En dit beteken dit was 3 miljoen huishoudings
wat nog nooit elektrisiteit gehad het, nog nooit lig in hulle huise gehad het nie. En jy kan dink, as jy praat van 3 miljoen huishoudings in Suid-Afrika, dan praat jy waarskynlik van 15 of 20 miljoen mense wat geraak sou word deur die visie. So dit is 'n baie besondere ding waarmee ons besig was, en omdat ek finansiële bestuurder was al my aandag daar, want ek moes ook help kyk na die berekeninge wat voor die tyd gemaak was om dit moontlik te maak. Ja, vir die projekte en so aan. En die spesifieke dag het ek net in die bed gelê en ek het gedink aan hierdie visie. Ons het die visie genoem Electricity for All, elektrisiteit vir almal. En skielik net so uit die bloute het ek die belewenis gehad dat die Here met my praat, wat ek versigtig is om te sê, maar na die tyd weet ek, dit was die Here wat met my gepraat het. En ek het beleef die Here sê vir my, jy is so opgewonde oor hierdie visie om vir mense fisies lig te gee in 'n donker huis. Maar het jy geweet dat daar miljoene en selfs biljoene mense in die wêreld is wat in absolute geestelike duisternis lewe, en hier lê jy en jy is glad nie bekommerd daaroor nie, jy steur jou nie eers daaraan nie, jy is bekommerd oor lig in mense se huise. Ja. En ek, so aan die een kant is daar, jy dink oor die ander mense, ja, maar jy dink nie oor hulle in 'n geestelike sin nie. Nee, glad nie. Ja. Ja. Wel, en ek meen ek het besef, dis oor die hele wêreld heen wat ek nou beleef die Here na verwys. Ja. As hy praat van miljoene mense en selfs biljoene mense. En ek het hierdie ervaring gehad dat hy vir my gesê het, maar ek wil hê jy moet daarbey betrokke wees. Jy moet gelowiges en gemeentes opgewonde maak oor die feit dat ek hulle roep om 'n verskil in die wêreld te maak en lig te bring in geestelike donker lewens en huise. Ja. En so het ProChristo tot die platform daarvoor geword. So waar ons opgetree het ek met mense begin praat oor sending, oor uitreik, oor die evangelie aan alle mense. En sending is nie net, ons het dink laas keer ook daaroor gepraat, net daar ver nie, dis hier, dis net die buitekant die kerkgebou, dis soms binnekant in die kerkgebou. en so het dit begin en het dit gegroei en gegroei. So ons het by baie gemeentes gekom in daai tyd, deur die sangbediening, maar ook al hoe meer deur die sending gesprekke wat ons gehad het. En op die ou end het dit 'n sendingorganisasie geword, ProChristo Global Mission. En dit was op 'n stadium deur die groot of die bekende sendingleiers in Suid-Afrika het op 'n stadium almal gesê maar dis die vinnigste groeiende sendingorganisasie in die land. So daar was baie entoesiasme. Ons het groot, en van die kykers sal dalk onthou, was dalk selfs daar. Ons het baie groot konferensies in Kimberley, sendingkonferensies gehou waar ek buitelandse gaste gehad het en sprekers en wel letterlik ons het destyds die ou teater volgepak met mense, 800 mense of plus. So dit was groot dinge wat gebeur het in daardie tyd. En ek het die geleentheid gehad om by gemeentes te kom in daai tyd, waar ons nou optree met die sang. Ja. Maar dan het vir my begin lyk, of dit was my waarneming, want ek praat met mense oor sending, waar is julle betrokke en wat doen julle? Hoe is dit moontlik dat ek kom by sommige gemeentes, dan kry ek die indruk, alwaaroor dit hier by hierdie gemeente gaan, is om hierdie plek se deure oop te hou. Ja. Die plek is nou die kerk. Die plek is die kerk, ja. Eers moet die salarisse betaal van die predikant of die pastoor en die skrywer en wat so mense daar ook al op die personeel is, nou hulle pensioen bydraes. Ja. Dit moet ons kan doen en ons net die deure oop hou. So dis dit. Maar dan kom ek by ander gemeentes wat baie dinamies is. Dis glad nie hulle fokus nie, die deure is oop. En hulle kry gedoen wat hulle moet doen, maar hulle fokus is om 'n verskil te maak in die wêreld inteendeel in die hele wêreld. Ja, buite die deure. Totaal buite die deure. Hier rond tot daar ver. Ja. Soos wat Jesus se opdrag was. So dit het my begin bekommer. Hoekom is dit so? Hoekom is party gemeentes dan nou so en die ander is radikaal anders? Wat is dit wat daai verskil maak tussen hierdie gemeente en hierdie gemeente? Ja. Eerste vraag wat ek vir myself gevra het, wat seker 'n logiese vraag is dit hoe die Here dit wil hê? Is dit sy bedoeling, is dit sy plan? Ja, is dit dalk net dis hoe dit is? Sekere gemeentes gaan so wees, sekere gaan, ja. So die Here is dood happy daarmee, as ek dit so kan uitdruk. En dis maar reg so. So sommige is alright so, hulle kan net die deure oop hou, doen net dit. En die ander is die wat ek regtig wil hê wat 'n verskil in die wêreld maak. Is dit God se plan? En natuurlik is dit nie God se plan. So dit was nie moeilik om daai vraag te antwoord. So toe is die volgende ding wat gebeur, ek wil weet hoekom is dit so? Wat maak daardie gemeente sodat hulle net die deure wil oopmaak of oophou? En wat maak hierdie ander gemeente sodat hulle dinamies na buite toe lewe? En ek het besef die enigste manier hoe ek regtig waar op 'n
geloofwaardige manier daai vraag kan antwoord is deur 'n formele navorsingsstudie te begin doen. En so het ek begin om teologie te studeer, aanvanklik by Potchefstroom Universiteit. En na ek daar klaar is, het ek by Koffsies ingeskryf en dit was my eerste navorsingsprojek. Wat is daai faktore wat veroorsaak dat sommige gemeentes so optree en hierdie ander gemeentes so optree? En die uiteinde van daai navorsing was toe nou ek het hierdie faktore geïdentifiseer, dink ek. So het ook ander teoloë gedink. En toe sê een van die professore wat 'n vriend van my wat baie betrokke was in my loopbaan ook in die akademie, nadat ek begin het met teologie, het vir my gesê, maar wat gaan nou gebeur met jou navorsing? Dit is mos nou mooi gebind in 'n boek, want dit gaan op die universiteit se biblioteek se rak staan en miskien 'n paar ander universiteite in, en dit gaan lekker stof vergaar daar. En miskien sal nou en dan in die jare wat kom, een of ander student wat navorsing doen, die titel sien en hom uittrek en ietsie daar uitlees en dan druk hulle hom terug in die stof. Dit bly net navorsing. That's it. Dis wat dit gaan bly. Dis waar dit gaan bly. As jy wil hê dit moet die Here se kerk dien, dan moet jy iets daarmee doen. En die eerste ding wat jy moet doen is jy moet 'n boek skryf. Nou goed, toe het ek 'n boek geskryf, my eerste boek, en ek het ook die navorsingsresultate met gemeentes gedeel. Met gemeentes persoonlik nou? Ja, gaan na 'n gemeente toe, van hulle het my begin vra, wat is jou resultate wat jy gesien het, want ons wil nie graag so wees nie, ons wil so wees, of ook soos hierdie gemeentes wees, wat so dinamies na buite toe lewe, en so dit nou maar begin. Maar toe ek nou die boek skryf, wat nou die navorsingsresultate in 'n hopelik in 'n meer verteerbare vorm vir mense gee om te lees. Nie so akademies. Nee, glad nie, ek het nie probeer nie. Toe soek ek nou 'n uitgewer, en ek het die 2 of 3 of 4 groot Christelike uitgewers in die land probeer, en sê, dis die agtergrond, dis die navorsing, dis die erkenning wat die navorsing gekry het, en ek het nou die boek klaar geskryf, en ek kan die manuskrip vir julle gee, stel julle belang om te publiseer. Ek dink ek het van party nie eers dalk 'n antwoord gekry nie, maar die een wat wel geantwoord het, wat ek altyd sal onthou, het vir my gesê, is baie jammer, hulle sal glad nie belangstel nie, want sending leesstof is net eenvoudig nie populêr by die publiek nie, en daar sal geen van die boeke verkoop nie, so hulle sien nie kans om daai risiko te loop finansiëel nie, so wat ek nou verstaan, maar dis hulle sien. Want hulle is 'n besigheid. So hulle is 'n besigheid, ja. Hulle is nie noodwendig vir die liefde van die saak. Of net vir die liefde van die saak en die ding nie. En toe dieselfde vriend van my, die professor wat vir my gesê het, jy moet 'n boek skryf, hy was op daai stadium nog betrokke by Tikkies, waar hy klas gegee het al die jare. En daar is 'n instituut daar, noem dit ISWEN, die Instituut vir Sendingwetenskaplike Navorsing. En hulle het 'n fonds, en hy sê toe vir my, maar ons sal jou boek finansier. Jy hoef niks rente te betaal, niks nie, en wanneer jy eendag kan, as jy kan jy dit terugbetaal aan die fonds. Nou ek gryp dit toe aan, en ek laat druk toe hoeveelheid, ek kan nie meer onthou hoeveel kopieë nie, die boek se naam was toe, Ons is die plan. Wat nou weer 'n ander storie is, hoe ek by die naam gekom het, maar in elk geval, so, Ons is die plan is toe nou gedruk. En ek is nog nie heeltemal altyd seker of dit nou 2 of 3 dae hier en 4 dae daar is nie, maar die beginsel is dieselfde, is reg. Minder as 'n week. Ja. Binne, ek dink dit was 2 weke, toe is daai eerste oplaag verkoop. Ja. Toe betaal ek die geld terug vir ISWEN. En toe druk ek 'n volgende oplaag. En ek dink daai boek het deur miskien 4 oplaag gegaan. Hy is later in Engels vertaal, We Are the Plan. Daarvan dink ek was daar ook 2 oplaag gedruk, en daar is selfs 'n oplaag daarvan in Indië gedruk en in Indië uitgegee. We Are the Plan. Maar goed, dit was nou daai tyd. Kom ons sê nou hier miskien in laat 1990s. Dit is die eerste, as jy wil, step binne in boekskrywing. Ja, ek het in die tussentyd het ek begin ook 'n boekie wat baie populêr was vandag nog. Baie mense ken hom as die rooi boekie, en daaroor het ek baie getuienisse. En die boekie se naam is Onverantwoordelik, en dit was eintlik 'n boekie wat gegaan het oor ons as gesin se sending of se reis, se geloofsreis, nadat die Here my geroep het. En die boekie se naam is Onverantwoordelik, omdat iemand gesê het, ek is baie onverantwoordelik om my werk te bedank, en hierdie
dom ding te doen deur sonder inkomste, enige waarborge, net eenvoudig as die leier van die sendingorganisasie voltyds aan te gaan. So dit was daai boekie. So ek het dit ook dan geskryf en ek dink ek het 'n bietjie van 'n Bybelstudieboek ook geskryf en so aan. So ietsie soos ek het 'n bietjie geskryf maar so, maar dis dit. Nou goed, maar van toe af, kom ons sê nou laat 90s, het daar mos nou baie gebeur met my in terme van blootstelling aan gemeentes en aan sendingorganisasies. So my ervaring het uitgebrei, my belewennisse het uitgebrei, hopelik het my verstaan van die skrif verdiep en verbreed, en hopelik het my insigte verbeter, ek hoop so, en daar het 'n klomp goed gebeur, in terme ook van my eie verstaan van God se plan, het daar vir my die prentjie net my al duideliker en duideliker en duideliker geword. So ek het nie noodwendig groter nie, net meer duidelik. Ja, net helder, maar ek dink ook groter in omvang. Want ek begin ook die boek, begin ek ook met die groot toneel, the big picture, wat eintlik die groot kosmiese toneel is van God se skepping. Ja, so nie net ons. Nee, verseker nie net ons nie. Want dit sou verskriklik snaaks wees as alles net oor ons gaan, maar God skep en dit en ons is op hierdie klein, absolute minuskule stukkie van die kosmos, en wat nou van al die ander hemelliggame wat hy dan nou geskep het tot sy verheerliking, maar in elk geval so, ja, dis nou dit. So dit het uitgebrei, en ek het die hele tyd geweet, ek het die behoefte, en daarna, moet ek nou bysê, het ek met die volgende projek begin, van navorsing by die universiteit, wat hierdie keer gegaan het oor, wat is regtig die Bybelse inhoud van die betekenis van getuienis? Mense praat maklik oor getuienis, en ons lees nou sommer half oppervlakkig hier in die Bybel en daar die woord, en julle sal my getuies wees van Jerusalem, Judea tot die eindes van die aarde. Maar wat, weet ons regtig wat bedoel Jesus as hy praat van julle sal my getuies wees? So ek het daai navorsing gedoen, ook daarna, en dit was nie in 'n boekvorm opgeneem nie. En dit het my... Maar dit was akademiese navorsing? Akademiese navorsing, dis 'n akademiese boek, op 'n biblioteek se rak, om stof te vergader, maar ek het nooit, want die ander een was te besig. Ek was te besig met die plan, en met 3 naweke per maand aanbiedings by gemeentes reg deur die land. So daar het 'n shift gekom van, as Pro Christo 'n sanggroep, en dan bietjie die woord met mense deel, as die platform, dan geshift na die plan, wat nou die platform begin raak. So die fokus dan ook anders, as ons by nou gemeentes uitkom. Ja, dis hoekom ek ook my rol as die leier van Pro Christo beëindig het, en die rede daarvoor is eintlik baie eenvoudig. In die materiaal van die plan, as ek by 'n gemeente kom, dan sê hulle vir my, maar okay, ons luister, ons hoor nou alles wat jy nou sê, en ons verstaan nou ons roeping en so 'n bietjie beter, maar wat moet ons nou doen? Jy moet ons nou baas projekte en dinge, sê ek, nee, dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor projekte nie. Dit gaan oor die uitleef van jou identiteit in Christus. Dis wat dit beteken. Maar wat julle as 'n gemeente moet doen, kan ek nie vir julle sê nie, want ek is nie die Here nie. Dis nie ek wat julle geroep het nie. Het Pa toe al gevind dat dit is, daar's baie gemeentes wat dan vir Pa inkry om die konferensie te doen of iets, maar dan eintlik maar soos 'n quick fix. O ja. Dat is 'n event. Ja, dis 'n event. Het die event, en Frans gaan nou vir ons sê wat ons moet doen, en dan gaan ons dit doen, en dan gaan dit werk. Dis die resep. Ja, en dan hierdie vreeslike teleurstelling dat Frans kan nie vir hulle sê wat hulle moet doen nie. Dan, want die enigste een wat vir hulle kan sê is die Here self. Want elke gemeente is anders, uniek, So hulle moet gaan stil raak by die Here en hoor, en dit is die moeilike deel van die ding. So ek het later ook 'n Bybelstudie daaroor ontwikkel, hoe hoor ek God se stem. Volgens wat die Bybelse weergawe daarvan. Maar in elk geval so, ek het die behoefte gehad, ek moes die materiaal van die plan, die oorspronklike boek aanvul, met alles wat in tussentyd gebeur het, en ook die opvolgende navorsing oor getuienis is natuurlik logies deel daarvan. So dit is hoe die laaste boek toe nou ontstaan het. Ek het 5 jaar gelede al begin met hom, my kollegas het my die hele tyd aangemoedig en gedruk en geforseer, wat goed was. Ons soek daai boek, en ons het geweet, ons moet meer digitaal begin met die materiaal werk en het beskikbaar maak, meer wêreldwyd, meer tale dalk,
maar die vertrekpunt is die boek moet klaarkom. So ek was onder groot druk om dit klaar te kry, maar ek het aan en af 5 jaar daaraan geskryf, en ek dink ek het laas ook vir jou gesê, die eerste woorde in daai boek is geskryf wat bedoel was as 'n stelletjie notas, nadat ek hier by julle gemeente 'n werkwinkel aangebied het. En daai stelletjie notas het net uitgebrei totdat dit 'n boek geword het, die meesterplan, van ek dink iets soos 314 bladsye. En dis hoe die boek ontstaan. So 5 jaar gelede, en die laaste, ek was hier by julle, dis daai tyd wat ons gepraat het ook, die laaste 2 maande toe, kom ons sê Februarie, Maart, het ek omtrent dag en nag geskryf, en die boek manuskrip is afgehandel, en 'n wonderwerk het gebeur hoe hy gedruk is. Dit is 'n groot wonderwerk. Eintlik besef nou eintlik maar ook half soos die eerste planboek, wat ook finansiëel nie moontlik was. Dis nie moontlik, hierdie nog minder, want intussen het die drukkoste opgegaan, en ek het tred verloor daarmee. So toe ek die kwotasie kry in maart, Februarie, toe het ek net geweet, ek gaan die boek nooit kan dit druk nie, en ek het gedink, dit gaan maar op my rekenaar bly lê as 'n dokument, lang dokument, wat julle, my kinders, kan lees eendag as julle wil, miskien Maya ook, en toe het iemand gekom wat 'n onbekende persoon is, en sonder dat ek het weet, is 300 kopieë van die boek betaal om te druk, en dis 'n boek wat kleur in het, en ek dink is 'n hoë kwaliteit gedrukte boek, vergeet nou van die inhoud, maar so dis die wonderwerk wat my betref gebeur het. Kom ons beweeg dan aan wat nou genoem, die inhoud. So wat dis die opleiding tot die boek, is al die geskiedenis waar die paar nou deur gekom het. So as ons nou kyk na die inhoud, die is moeilik om op te som, maar waaroor, as ek die vraag dan so kan gaan die meesterplan dan? Wat is ons gaan ook uitkom by die doel, maar die inhoud, wat is die inhoud, waaroor gaan hierdie? As mens nou aan die agterkant van 'n leesboek is, dan was nou altyd die storie van waaroor. So wat sou die agterkant van die meesterplan? En dis 'n moeilike vraag, want dit is eintlik baie. Ja, dis 'n groot storie, want dit is God se storie. Ja. As mense van die mense wat die boek gekoop het, het ek baie keer gesê, as ek self met hulle kon praat voor die tyd, miskien is dit nie die soort boek wat jy vermoed wat dit is nie. Miskien dink jy dis 'n boek met 'n bietjie getuienisse in, en oulike stories van wat ek dalk beleef het iewers, maar dis nie wat dit is nie. Dit is wel 'n storieboek, dis 'n roman, dis 'n liefdesverhaal. Ja. Dis God se liefdesverhaal met die mens. Dis 'n ware verhaal. Dis 'n ware verhaal. Ja. En wat meer is, anderster as baie ander dinge, ken ons ook die uitkoms van die verhaal. Want die uitkoms van die verhaal kan ons in Openbaring sien, né? Ja. Veral daar in Openbaring 21. So die boek gaan, as ek moet probeer om dit op te som, gaan daaroor om die lesers en gelowiges wat dit lees te help 'n perspektief gee van die groot kosmiese toneel, en hoekom lyk dinge soos wat dit lyk, hoekom loop dinge soos wat dit loop, hoekom lyk die wêreld soos wat die wêreld lyk, en dis binne in hierdie wêreld, hierdie stikkende wêreld met sy gebrokenheid en siekte en dood en hartseer en pyn en rampe en alles wat saam met dit gaan. Wat verwag die Here van my as 'n gelowige en van ons as 'n geloofsgemeenskap binne hierdie realiteit waarin ons lewe? So my doel met die boek is dat elke gelowige wat dit lees, hierdie groter toneel beter sal verstaan, sodat hy sy eie rol, haar eie rol binne in hierdie plan beter kan verstaan, sy eie roeping kan ontdek, dit kan uitleef met groter vreugde, met groter begrip van hoekom is ek hier? Want ek is nie toevallig hier nie, dit is nie 'n ongeluk nie. En as ek nie per ongeluk hier is nie, dan beteken ek is hier met 'n doel. En my ervaring daarmee is eintlik skrikwekkend, want ek het dan seker in my lewe die voorreg gehad om met duisende Christene te praat, in allerlei kulture en lande en plekke en so aan. En as ek die werkwinkel aangebied het, het ek altyd vir mense 2 vrae gevra, en dis gelowiges. Eerste vraag was, dink jy God het 'n plan? En kyk hoe lyk dit?
Ja. Kyk hoe deur mekaar wat 'n gemors is ons eintlik in. So dink jy God het 'n plan? So nie net 'n ja of nee antwoord nie. Dink bietjie eers. Ja, maar ek dink nie ek het ooit in al hierdie kere wat ek het vir hierdie 100.000 mense gevra, het ek ooit een gekry wat ooit vir my gesê het nee. Ja. Nooit. Mense sê net so, ja, nee, God het 'n plan. Dan sê ek goed en wel, ek is dankbaar daaroor. Nou sou ek graag net by jou wil hoor, kan jy vir my sê wat is God se plan? Ja. En dan hoor ek presies die teenoorgestelde. So al daai duisende wat so gemaklik sê God het 'n plan, het dan nie die vermoë om vir my te sê wat dit is nie. So dis mos nou ironies, en dit maak net nie sin nie, dat hier sit ek, jy vra vir my het God 'n plan, ek sê ja. Oortuig heeltemal. Ja, geen kwessie daaroor nie. Maar wat is God se plan? Ek sê nee, ek weet nie. So, hoe moet ek dan nou, as God my wil gebruik in sy plan, hoe kan hy my gebruik? Hoe kan ek my rol vervul op daardie groot kosmiese verhoog, wil mense amper sê, as ek nie eers weet wat sy plan is nie? Dis so goed soos iemand speel in 'n rolprent, maar hy weet nie waaroor gaan die rolprent nie. Ja. Of hy weet nie wat staan in sy rolverdeling nie, in sy skrip nie. Ja. Maar hy's daar op die verhoog rond. Loop net daar rond en almal vas. Hy's aan die pad eintlik, nee. So daar's ongelukkig baie van ons. Ek kry die prentjie in my gedagtes hoe dat mense eintlik 'n mes maak van alles en almal wat eintlik probeer om die regte goed te doen. Plan ons met die ander ook. Pla hulle en maak dit gemors waar hulle gaan. Wat eintlik 'n goeie beeld is van wat ons soms as Christene doen vir die beeld van Christendom. Presies. Daar's soveel mense wat dit probeer reg doen en dan kom een mens in wat nie regtig weet hoe dit werk nie. Wil sê makes a mockery of veral ons raak by die wêreld betref daar buitekant 'n mockery. Ja, dit raak 'n comedy. Dis nie meer 'n karikatuur, ja. Die kerk is by biljoene mense niks anders as 'n karikatuur nie. En Paul dan sê grootendeels is omdat ons nie weet nommer 1 wat die groot plan is nie en dan nommer 2 hoe ons daarin inpas nie. Ja. So ek probeer dan nou in die boek ook later aan om daai inpas wil ek amper sê dan nou maar as ek die woord nou mag gebruik teologies mooi te verantwoord op grond van wat die skrif ons leer. Ek het niks uit by duim uitgesuig wat daar in die boek is nie, dis wat die skrif sê. En dan uiteindelik, ons praat nou baie keer by die plan, jy het dit ook al baie keer gehoor want jy is baie keer deel van die gesprekke. Uiteindelik is die uiteindelike doel, as ek in daar sê Engelse uitdrukking beskryf dat die mooiste en is die bekendste is to connect the dots. Dis waaroor dit op die ouend gaan. Want ons as gelowiges ken al hierdie goed, daar's niks niets nie. Ons wat gewoond is om die skrif te hanteer, ons almal wat dit lees, doodgewone gelowiges soos ons almal, ons ken die dots. Ons ken miskien partykeer te veel dots of te min dots of ons interpreteer dit dalk nie altyd lekker nie, maar die ding wat ons normaalweg nie kan regkry nie is to connect them. So die prentjies wat ons kry is soos daai goedjies wat jy toe jy klein was so moes geconnect het 1 met 2, 3, 4 op die ouens daar haas of 'n ding. Ja. So maar ons dis dit deur mekaar spul en dis hoekom ons so in mekaar se pad is. En hoekom het nou daai deur mekaar spul op die verhoog is. So uiteindelik is my ervaring dat wanneer gelowiges reg kry to connect these dots of these dots, dan ewe skielik gaan daar wow, is dit die prentjie, is dit hoe ek inpas is. Dit wat die Here met my lewe wil doen, skielik kom daar nuwe fokus en energie en entoesiasme en nie net in 'n gelowige se lewe nie, maar ook kollektief in 'n gemeente wanneer die gemeente dit begin verstaan. So die boek die meeste plan is nie noodwendig net vir individuals nie. Glad nie. Dus dit bly soos die oorspronklike plan, dit bly om die gemeente om 'n kerk en Christendom effektief dan te maak. Ja. Die eerste boek was baie sterk net gemeente gerig. So daar was baie mense, baie honderde, duisende miskien wat se lewens ook langs die pad verander het, maar dit was nie my primêre doel met daai boek nie. Dit was op 'n gemeente gerig want dis gemeentes wat vir my navorsing gebruik is, nie individue nie. Hierdie keer is dit anders ook. So daar's 'n baie sterk persoonlike fokus in die boek. Want die hele nuwe digitale wêreld maak dit net sodat ons nog meer individualisties as van tevore is. So dis die bedoeling. Agter elke hoofstuk byvoorbeeld is daar wat ek noem prikkelvrae wat jy dan nou vir gesprek kan gebruik in 'n Bybelstudie of vir jouself in jou stilte tyd.
En dit is mooi verdeel as ek reg onthou in vir 'n groep sê nou maar vir groepsgesprek en dan nou vir individuele oordeenking. So dis 'n praktiese want soos wat Paul praat nou besef ek dis die boek is tweevoudig, dis 'n verhaal van God se liefde, maar dis ook 'n guide vir die lewe. Ja. So dis 'n verhaal en 'n guide saam in hoe om hierdie lewe te lewe. 'n Vriend van my, een van my kollegas het die boek by 'n groot kerkvergadering iewers in die Vrystaat 'n tyd gelede vir iemand gegee wat 'n bekende spreker is. 'n Boer. En toe die boer nou die boek blykbaar gelees het, ek het dit nou die naweek eintlik gehoor dat die persoon dit gesê het. Wat is eintlik wat die boek eintlik is? Iets 'n lifestyle boek. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan eintlik oor jou leefstyl. Oor die lewe van 'n gelowige en die lewe van 'n gemeente. So wat jy sê is waar dit is waarop dit fokus. So ons tyd is op, maar as Paul dan sou kan sê wat is Paul se droom met die boek? Ek sien 'n Paul se droom, die Here se droom dan, maar nie soseer net die doel nie, maar die droom met die boek is nou it's out there. Wat sal die ideal resultaat wees van die lesery van die boek? My droom sou wees as die boek daartoe kan bydra dat nie net 10% van gelowiges in die wêreld verstaan dat hulle hier is om die evangelie uit te dra na ander mense nie, maar meer as 10%. Want elke een wat bykom maak die uitreik na buite, mense wat tot geloof kom meer, maar bowe alles, dis maar die heel belangrikste van dit alles, God se verheerliking word meer. Dit wat om toe kom. So Christene begin dan eintlik Christene wees. Verstaan lewe as gestuurdes, almal van ons gestuurdes. As mense die boek sou wil bestel, sal hulle kan e-mail of sal hulle hulle sal julle ook maar kan kontak seker vir jou, want die sal maar hier by die huis sal ek 'n klompie los. So hier is van die boeke hier wat nou eintlik makliker is dalk. Maar ek gaan nou daar aan die ander kant daar ver wees. Maar as iemand op 'n ander plek miskien hierna sou kyk en dalk belangstel, dan kan jy my maar e-pos, so ons sal net die e-mailadres daaronder sal hier so ergens op die skerm wees. Die voor die waterbol. Maar dankie Paul, ek dink is belangrik dat mense weet it's out there. So hierdie is nie 'n promotion nie, dis 'n storie van hoe Paul by daai plek uitgekom het en wat die Here se doel is eintlik met die meesterplan. Ek wil net miskien een sinnetjie by sê, om seker te maak mense het nie die verkeerde verwagting nie. 'n Vriend van my wat 'n baie intelligente man is, het die boek gekoop en hy het hom gelees. En net voor ons weg is by die huis hiernatoe, het hy vir my sommer net so sinnetjie geskryf en sê ek lees die boek, ek geniet die boek, maar ek moet sê dis nie ligte musiek nie. So dit is nie 'n slaaptydstorie nie. Jy moet kan lus wees om te konsentreer en om te fokus en dieper te dink. Anderster gaan die boek jou sekerlik teleurstel. Ek dink dit is belangrik ook om te sê. Dankie Paul. En soos altyd, as jy wil weet wanneer ons volgende video uitkom, subscribe, klik die notification bell en jy sal weet word oor ons volgende video. Baie dankie Paul. Ons waardeer dit. Sien julle volgende keer.